Goeiemorgen. Dis Sondag. Dis die wonderlikste Sondag in die jaar. Daarom groet ons mekaar so 'n bietjie anders vanoggend. Die Here het opgestaan. Die Here het regtig opgestaan. Nog voordat ons kan roep, het God geantwoord. Ons is nog besig om te praat, dan verhoor God al ons gebede. Genade en vrede vir jou, van God die Vader, Jesus Christus die Here wat opgestaan het, en alles deur die werking van die Heilige Gees. En ons is vanoggend by Lukas hoofstuk 24, so ek wil jou nooi en sê, maak jou Bybel daar oop, by Lukas 24, ons gaan vers 1 tot 12 saam lees. Here, baie dankie dat ons Bybels kan vat en kan lees, en vanoggend dat ons hierdie mooi verhaal kan lees. Daarom vra ons dat U ons sal seën met U woorde, met U Gees. Amen. Ek wil jou nooi, sê, kom ons lees, dit is die woord van die Here. Die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf af teruggegaan na al die dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena, Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue, saam met hulle, het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk, en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Vol verwondering is hy terug huis toe. My tema vanoggend is nou en vir altyd. Sondag van die opstanding het nog 'n hele klompie humor of grappies of verhaaltjies, staaltjies met 'n laggie by in. En die rede is dat Jesus het die sonde en die dood en die bose oorwin, uitoorlê. En daarom bring 'n grappie, bring blydskap, bring vreugde. So deur die jare, deur die eeue moet ek sê, het daar eintlik baie humor ontstaan rondom Opstandingssondag. Juis omdat dit 'n bietjie 'n lag en geluk en blydskap wek. So vertel hulle van 'n winkeleienaar of 'n man wat 'n winkel gekoop het, gebou het, ontwikkel het, en nou sit sy opening, en hy het omtrent almal genooi, tot die staatspresident ook genooi, almal is genooi, en hier kry hy toe die oggend net na 8 stop die bloemiste daar by sy winkel, en hulle bring vir hom 'n mooi ryker met 'n kaartjie, en hy dink nogal, wow, dis mooi, en toe hy die kaartjie lees, toe staan daar baie simpatie, baie sterkte vir jou, vir die tyd wat kom. Sy gesig het omtrent in 'n plooi getrek, maar daar was die tyd nie, te veel mense op pad, alles, hy sit die blomme daar neer, ag, dit was nie 'n uur nie, hier kry hy 'n oproep, tussen die bloemiste, meneer, ons is verskriklik jammer, ons het jou ryker, en 'n ander plek se ryker het ons omgeruil, ons is baie jammer, so ignoreer asseblief die kaartjie, hou die blomme, ons sal die regte kaartjie vir jou bring. En hy sê toe nou, met wie het julle my misgis? Neem dit af, Bob, meneer. Hy sê, wat staan op daai kaartjie geskryf? Nee, daar staan geskryf, veels geluk met jou nuwe blyplek. Hoop jy bly baie lekker.
hier waar jy nou is. Oepsie. En dit verafkop iemand se kus. Veels geluk met jou nuwe blyplek. Nou terwyl jy nou so 'n ou glimlag gekry, wil ek vir jou sê, weet jy wat? Vir ons as Christene is dit waarheid. Vir ons as Christene is dit mooi. Jy kan maar sê, veels geluk met jou nuwe blyplek. Want wat is die verskil tussen ons as Christene en ander gelowe? Dit is juist dit, Jesus lewe. Dit was vir die disippels en vir die vroue wat saam met Jesus beweeg het, baie vreemd hierdie goed wat Jesus gesê het. Nou ek gaan gespot word en ek gaan ly en ek gaan sterf en op die 3de dag opstaan. Hy het dit gesê, maar ons sal altyd sê, hulle het nie lekker gekop nie. En daarom sê die engele, onthou julle nie wat Jesus gesê het nie, en dan, toe onthou hulle sy woorde. Ewe skielik, maak goed wat Jesus toe gesê het, sin, dis soos 'n blom wat oopgaan, dit maak net sin. 'n Noorweegse man, 'n visserman, hy het baie ver van die kerk af gebly, maar hy was baie nou gesê, toegewy. En eendag terwyl 'n reënstorm aan die gang stap by kerk toe, maar dit het swaar gegaan. So hy het so lank in die 20 km kerk toe gestap, in die storm, dat hy letterlik aan die einde van die diens daar aangekom het. Toe hy so sopnat by die deur instap, toe hoor hy die laaste deel van die dominee se seën, nou en vir altyd, amen. Nou ja, toe stap almal nou uit, nou groet hulle hom en sê, ons is nou jammer, hy is laat, nou drink hulle tee, en almal simpatiseer met hom, en hy sê, nee, dis die wonderlikste woorde ooit. Nou en vir altyd, amen. Kan jy dink aan die positiewe gevolg wat ek en jy hoor in hierdie woorde, nou en vir altyd, amen. En dis wat ons moet onthou, Jesus het opgestaan, ons het saam met hom opgestaan, en ons sal lewe nou en vir altyd, amen. Oom Charles, ek wil jou 'n storie van Oom Charles vertel. Oom Charles het in Londen gebly. En Oom Charles loop aan die straat, nou Oom Charles was 'n man van statuut gewees, en hy stap in die strate van Londen, so om sy kop skoon te kry bietjie, en hier sien hy 'n straatkind, met 'n voëlhokkie, maar dit is so geroeste voëlhokkie, en binne het hy 'n mossie, maar hierdie seentjie is nou besig om hierdie, ons sal sê, die mossie te pouk, net te koggel, en te speel, en te terg, en alles. En Oom Charles stop, en hy sê vir hom, seun, kom hier, en die ouetjie kom daar, hy sê, wat doen jy nou met hierdie voeltjie? Hy sê, oom, ek speel nou so rukkie met hom, en dan gaan ek hom doodmaak. En Oom Charles sien toe in hierdie seentjie se oë, hierdie ouetjie is ernstig met wat hy sê. Hy vra jy my vir die voeltjie? Oom, jy kan hom nie koop nie. Hy is mos niks, dis net 'n mossie, oom, ek het hom hier op straat gevang. Hy is niks werd nie. Hoeveel vra jy? Die seentjie sien toe op Oom Charles se gesig, maar hierdie oom is baie ernstig. En hy dink is sy kans, en hy sê vir hom, 2 pond oom. Nou, 2 pond van destyds is seker R500 vir ons vandag. En hy haal 2 pond uit sy sak en hy gee dit vir die ouetjie, en hy vat die hokkie. En hy stap tot op die hoek van die straat, en hy maak die koutjie oop, laat die mossie wegvlieg. Julle sal nie glo nie. Die Sondag, toe stap Dominee Charles op die kansel, Charles Spurgeon. En dit was in die New Metropolitan Tabernakel in Londen. Met 'n koutjie, geroeste voëlkoutjie, en hy sit hom so op die kansel neer, en hy sê, kan ek julle van hierdie voëlkoutjie vandag vertel? En hy vertel toe van die mossie en die buitensporige prys, en dat hy dit betaal het. En hy sê, maar ek wil vir julle vandag baie duidelik sê, en julle moet dit baie mooi by my hoor. Die bose het ons almal met die sonde gevang in 'n wip, ons sit in 'n koutjie vasgevang, en die bose is besig om ons te prik, te pouk, dat ons mekaar moet haat, mekaar moet byt, mekaar moet seermaak, mekaar moet verniel, dat ons moet skelm wees en sleg wees teenoor mekaar. En God het by hom gekom en gesê, wat vra jy my vir hierdie mense? En die bose het gesê, jy wil hulle nie hê nie, kyk hoe sleg is hulle haat en spoeg en spot. En toe sien die bose dat God ernstig is.
En hy sê vir Jesus, jy kan nie betaal vir hierdie mense nie. Hulle gaan jou haat, hulle gaan jou spoeg, hulle gaan jou spot, hulle gaan jou in 'n kruis, in 'n vloekhout ophang, jou verwerp. En Jesus het nog steeds die prys betaal. Jesus het jou kom vrymaak, jou hokkie is oop. Hy het die volle prys betaal vir nou en vir altyd. Christus is sterker as die sonde. Christus is sterker as die dood. Christus is sterker as die bose. Christus oorwin ons slegste gedrag. Daar is ons 'n mooi toneelstuk geskryf oor Lazarus in Engels. En dan is daar hierdie sinnetjie in daai toneelstuk. Laugh, laugh, fear is no more, death is dead. Die dood is dood. Hoor hy Engelse woorde. Waarom soek julle die lewende met hoofletter by die lijk? Is Jesus regtig vir ons die lewende? Maar ons weet mense gaan dood, maar ons het nog nooit iemand gesien wat opstaan nie. Die disippels ook nie. Daarom het hulle dit nie verstaan nie. Toe die engele het vir die vroue sê, het hulle dit nie lekker uitgemaak nie, hulle het maar weer na die leë lappe gekyk en gesê, dan moet dit so wees. Toe die vroue dit vir die disippels vertel, het hulle uitgelag en gesê, dit kan nie wees nie. Petrus moes self gaan kyk, nee, en jy ken vir Petrus, sien is glo en voel is reg. Hy moes self gaan kyk, maar toe hy daar sien en hy sien hierdie lappe is leeg, en onthou Jesus se woorde, nou en vir altyd, opgestaan, ewige lewe, toe kan hy homself nie inhou nie, en is verwondering wat in sy lewe begin groei. Verwondering is verskriklik belangrik. Ek wil jou uitnooi en sê, sien net weer dat jou koutjie sy deurtjie is oopgemaak. Christus het jou vrygemaak. Hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee. Jy het saam met hom uit die dood uit opgestaan, nou en vir altyd. Onthou sy woorde en gaan soek op die regte plek. 'n Groot fotograaf, Kaas, het al seker baie van sy foto's gesien, het 'n cello speler afgeneem, Kasselwag. En die foto skyns van agter eintlik, as jy na die reëls van fotografie kyk, nie 'n goeie foto nie. Maar as jy na die foto kyk, ongelooflik mooi. So skyns van agter af afgeneem en so aan. En hy het hom toe in 'n uitstalling van hom, het hy hom uitgestal. En toe kom die kurator agter, daar's 'n oom wat elke dag lank by hierdie foto kom staan. Dan staan en kyk hy. En die kurator gaan staan toe eendag so langs die oom en hy sê vir hom, meneer, kan ek help? En hy sê, sst, kan jy nie hoor hoe speel hy nie? As jy in 'n foto die musiek kan hoor, dan beleef jy verwondering. As jy in die woord van God, in die leë lappe wat in die graf lê, die opstanding van Jesus en van jou kan sien, dan leef jy in verwondering. Om deur die oë van 'n kind die wêreld te sien asof vir die eerste keer. Dis waar die vrouens se getuienis lê. Dis hulle lewens en dis hulle woorde. Deur al die pyn was hulle verwondering in Jesus wat opgestaan het. Dis vir my en jou getuienis lê. Maak nie saak oor die pyn van hierdie wêreld nie. Kom ons gaan soek op die regte plek. Dat ons kan sê Jesus het opgestaan en ek ook nou en vir altyd. Daarom het Wendell Berry 'n boek geskryf, Manifesto, en in Manifesto gebruik hy hierdie woorde wat later geuite woorde geword het, practicing resurrection. Dit wat jy glo, die opstanding, dit moet jy ook doen. Gaan doen die opstanding, gaan leef die opstanding. Hoe leef ek my opstanding? Dat ek reeds uit die dood uit na die lewe oorgegaan het. As ek besef wat is Vrydag se prys, en as ek sien wat Christus teen die bose gewen het op Sondag, ons glo in Jesus Christus, maar glo jy Jesus? Ek vra nie glo jy in Christus nie, ek vra glo jy Jesus? Want dan het jy saam met hom opgestaan. Want om sy woorde jou eie te maak, is iets anders. Jesus het opgestaan en hy het vir my en jou die ewige lewe bewerk, 'n lewe vir altyd vorentoe. So kom ons vat dit, kom ons aanvaar dit, en kom ons leef dan nou as nuwe mense in 'n nuwe verhouding met God.
Nie met sy woorde op papier nie, maar met sy woorde in my lewe. Het gaan nie oor wette nie, het gaan nie oor reëls nie, het gaan oor lewe. Kom ons lewe. Ongelowiges, hulle het 'n hopelose einde. Gelowiges het 'n eindelose hoop. Here, baie dankie. Dankie, U het opgestaan. U leef en ons leef saam met U. En daarom wil ons net sê halleluja. Ons loof U, ons prys U tot in ewigheid. En mag U opstanding en my opstanding vir altyd vir my 'n werklikheid wees. Amen. En nou, hoor net weer die Here se seën aan die einde. Nog voordat julle roep, sal ek julle antwoord. Julle sal nog besig wees om te praat, dan verhoor ek julle al. Gaan leef nou voluit, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees altyd by jou wees.